Goed. Want is vanmiddag moet ons aangaan met Sondag 8, né? Dit is nou verlede Woensdag was ons by Sondag 7. Nou moet ons aangaan by Sondag 8 van ons Heidelbergse Katekismus. Maar kom ons bid eers voor ons aangaan. Onse Vader in die hemel, baie dankie dat ons nou vanmiddag hier in die woord kan wees. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Here, help ons om ook as ons vanmiddag hier is te kan konsentreer en dat U deur die Heilige Gees ook in ons sal kom werk. Daarvoor bid ons, Here, en dat U ons deur die geloof heen sal verenig, die evangelie sal verenig met ons, en dat ons regtig dit wat ons leer sal integreer in ons lewens, dat dit deel van ons sal word en dat ons daaruit sal leef. Dat ons daardeur ook werklik waar in verhouding met U kom. Amen. Goed. Kom ons dink net gou 'n bietjie, waar is ons? As ons by Sondag 8 van ons Heidelbergse Katekismus is. Net gou hier koukie kry. Goed, ek dink wat baie belangrik is, kom ons sê net gou weer as ons begin by Sondag 1. Wat is die baie belangrike waarheid van Sondag 1? Wat sê jy? Kom, Johannes, wat sê jy? Dat ons troos nodig het. Ok, dat ons troos nodig het. Ek stem daarmee saam. Maar die vraag is, wat is ons enigste troos? En dan word daarmee sekerlik geïmpliseer dat ons troos nodig het. So, dis, ek stem saam daarmee. So, wat is die enigste troos dan? Dat ons aan Jesus Christus behoort. Nee, dit is die groot belangrike kernwaarheid daar by Sondag 1. Troos is om aan Jesus te behoort. So dit is die belangrike ding wat ons daar moet raakstel. Troos is om aan Jesus te behoort. Ok, en dan is daar 'n klomp goeders wat Jesus vir ons gedoen het, sodat ons aan hom kan behoort. Wat is dit nou weer? Hy het al ons sondes betaal. Hy het betaal, ok? So hy het betaal wat nou? Wat is die tweede een, wat ook met 'n B begin? Marie, wat sê jy? Hy het betaal, hy het uit die mag van die duiwel bevry, nee. Mooi, het is uit die mag van die duiwel bevry. Hy het betaal, hy het bevry, en nog 'n derde ding, hy bewaar, mooi. Betaal, bevry, bewaar. Ok, en hy maak ons ook gewillig. Ons skryf daai woordjies so neer. Nee, ons kan in ons kop begin onthou wat pas by alles, nee. Ok, so, hy betaal, hy bevry, hy bewaar, en hy maak ons gewillig. En mens kan natuurlik 'n bietjie meer op by sit as 'n mens wil, nee, maar kom ons hou eers daarby. Nou het ons 3 dinge weet om aan hierdie troos te deel. Wat is dit? Eerste ding. Wat is die eerste ding wat ons moet weet? Groot ons sonde en ellende is. Saai, hoe groot? So, ek dink ons kan ook sê, ons moet weet waarvoor hy moet betaal en waarvoor ons bevry moet word. Nou, ons moet dit verstaan, anders gaan ons nie verstaan, wat is ons regte noodsaak vir troos nie? Ons gaan dink, ons het allerlei ander soorte troos nodig, maar ons gaan nie die troos by Christus soek nie, want ons gaan ons verkeerde hartseer bly vassteek. Nee, en ons gaan verkeerde oplossings vir ons hartseer soek. Ons moet verstaan nie. Nee, en waar leer ons dit? By Sondag
2 tot 5, 4. 2 tot 4, nee. OK. En wat is die tweede ding wat ons moet weet? As ons nou weet wat is ons regte krisis? Ons sonde en ons ellende. Waar ken ons nou weer ons sonde en ellende? Uit die wet van God, nee. Wat leer ons daar by Sondag 2? As ons gekonfronteer word met die wet van God, wat leer ons oor onsself? Ons is geneig tot alle kwaad. Ons is geneig tot alle kwaad, en geneig om God en ons naaste te haat in plaas van om hulle lief te hê. Ons is met ander woorde totaal verdorwe. OK. So dit is ons regte krisis. Nou as ons dit begin weet, dan verstaan ons nou vir die eerste keer. En die natuurlike mens verstaan nie dit nie. Maar begin ons verstaan, maar hoekom is al hierdie hartseer in die wêreld en hoekom is ek hartseer en wat gaan aan met my? Hoekom is ek soos ek is? Hoekom voel ek soos ek voel? Wat gaan aan hierso? Dis hy, dis jy, dis ek. Dan sê die wêreld hier om my is baie verkeerd, dan word baie verkeerde goed aan my gedoen en die Here gaan almal wat verkeerde goed aan my doen daarvoor skuldig hou. Maar ek is die probleem. Begin by my. Nou, hoe word ek hier uit bevry? Jesus wat die verlosser is. Ons kort Jesus. En daaroor hom en die verlossing leer ons in Sondag 5 tot 31. Mooi, 5 tot 31. En dan, as Jesus jou verlos, wat kom daar by jou, Johannes? Dankbaarheid. Dankbaarheid, nou. En in Sondag Sondag 32 tot 52 leer ons hoe lyk daai dankbaarheid, daai nuwe lewe van dankbaarheid nou prakties. Hierdie ou verdorwe mens, hy lewe net vir self en daar's min van dankbaarheid by hom. Nee. Die nuwe mens is 'n dankbare mens. Daar is regtig blydskap by daardie mens. En hoe kom dit prakties na vore? Dis waar ons nou gaan leer. Nou op die oomblik trek ons nou hierso. Ons kon nou stil staan by Sondag 5, 6, 7. OK. Daarby kon ons stil staan. Wat is die groot ding waaroor ons leer by Sondag 5 en 6? Oor die Kom Johannes, help. Kom. By Sondag 5 en 6 leer ons oor wie gaan dit nou in Sondag 5 en 6? die verlossing. Ja, dit gaan oor die verlossing, baie mooi, en ons leer hoe 'n soort Verlosser ons nodig het. Hoe 'n soort verlosser ons nodig het, of hoe 'n soort middelaar ons nodig het. Hoe moet hy wees? Sonder regverdige mense en ware God. Dan sê hy regverdig, hy moet 'n gelyk regverdige mens wees en ook waarlik God wees. Hoekom is dit nou weer so? Want ons wat net verlore mense is, kan nie vir ander mense vir onsself betaal nie, want ons maak ons skuld net elke dag nog groter. OK, mooi Maria, sê nou 'n belangrike ding dis, nee, hierdie verlosser moet betaal. Hy moet betaal. OK. En om te betaal moet hy 'n regverdige, ware regverdige mens wees. Ons kan nie self betaal nie, want ons maak ons sonde net al hoe meer en groter, nee. Watter rede is daar nog hoekom ons nie self kan betaal nie, Johannes, wat dink jy? Want 'n gewone skepsel kan nie die toorn van God dra nie, né? Daarom moet hy ook God wees. OK. Om deur die krag van sy godheid die toorn van God aan sy mensheid te kan dra. OK, so dis wat ons geleer het by Sondag 5 en 6. Nou is die vraag by Sondag 7, nou deel almal wat in Adam verlore gegaan het aan die verlossing van die nuwe Adam, van Jesus. Nie almal nie. Net die wat in hom glo. Net die wat waarlik in hom glo en deur 'n ware geloof in hom ingelyf word en sy weldade aanneem. Onthou die prentjie van die twee bome, né? Ons is in die Adamboom en in die Adamboom is ons totaal verdorwe en skuldig voor God, maar
wanneer ons in die Jesusboom ingelei word, dan kry ons al die geregtigheid en die verlossing wat daar in Jesus is. Okay. En ons kom deur die geloof in Jesus in. Wanneer ons in Jesus glo, kom ons in Jesus in. En dit het ons geleer, wat is 'n ware geloof? Want ons word deur 'n ware geloof in Christus ingelei. Maar wat is 'n ware geloof? Daar is twee goed wat oom Attie vir ons wys in die boekie, en ek dink ook in die katekismes mooi duidelik genoem word, maar daar is 'n derde dingetjie ook. Maar wat is nou weer? Daar moet wat wees? Kennis wees en vertroue wees. Mooi, kennis en vertroue. Kennis van wat? Van die woord. Nee, waarin ons Jesus leer ken. Maar dan kom my derde dingetjie ook in, of die tweede ding, kennis en vertroue. Wat is nou die tweede ding weer? Onthou jy dit? Ons het daaroor gepraat. Die katekisme sê dit. Ons moet dit verwaar en vaar. Dit help nie ons ken die boek nie, maar ons sê, nee wat, ek glo dit nie. Dis nie van die waarheid. Nee, ons moet dit verwaar en vaar. Kennis, aanvaarding van waarheid en vertroue dan ook daar. Nee, om na Jesus toe te gaan in vertroue en te sê, Here Jesus, wees my verlosser. Dit is wat ons laas keer geleer het. En toe, by dit is vraag en antwoord 21, vraag 20 vraag, word alle mense weer salig? Vraag 21 vraag, wat is 'n ware geloof? En vraag 22 vraag, wat moet 'n Christen glo? Wat moet 'n Christen glo? Alles wat vir meneer evangelie bedoel word in die 12 artikels. Mooi, alles wat in die evangelie vir ons beloof word en in die 12 artikels saamgevat word. Is dit twee goeters wat ons moet glo, die evangelie en die 12 artikels? Nee, verduidelik 'n bietjie vir my weer, hoe werk daai? Die 12 artikels is so 'n opsomming van. Ja, die 12 artikels is 'n opsomming. Die 12 artikels is 'n opsomming. Nou, wat nou gaan gebeur? So met ander woorde, ons was nou by Sondag 6, Sondag 5 tot by Sondag 7. Nou, van Sondag, dit is nou belangrik, van Sondag 8 af tot by Sondag 22 gaan ons nou die 12 artikels behandel. Hier word die 12 artikels van die apostoliese geloof belydenis behandel. Okay, so dit is wat ons nou gaan doen. Maar eers by Sondag 8, net voordat ons ingaan, eintlik van Sondag 9 af, artikeltjie vir artikeltjie, gaan ons daai 12 artikels nou behandel. Okay, maak dit sin? Maar in Sondag 8 gaan ons eers praat oor die geheelbeeldprentjie, en dan van Sondag 9 af praat ons van artikeltjie vir artikeltjie van die 12 artikels, gaan ons meer leer wat dit beteken. Dit is nou belangrik. Daar in daai 12 artikels word die evangelie saamgevat en opgesom. Daarom is dit belangrik om daarin te gaan en te leer, daai opsomming te leer ken en te verstaan wat bedoel word met elke artikel. Maak dit sin? Dis wat ons nou gaan doen. So dit is amper asof 'n mens nou hier in die katekismes by 'n onderafdeling is. Die groot 3 afdelings: kennis van jou sonde, kennis van hoe ons verlos word, dan dankbaarheid. En nou het ons geleer by Sondag 5, 6, 7 kon ons meer leer oor hoe kom ons uit hierdie krisis? Daar moet betaal word. Wie gaan betaal? Die middelaar gaan betaal. Betaal hy vir almal? Nee, vir wie betaal hy? Vir die wat glo. En nou kom ons met daai antwoordjie kom ons nou by. Maar wat is daai ware geloof? En toe sê hy, maar wat moet ons glo? En nou gaan ons die wat ons moet glo behandel. Maak dit sin? OK. Nou goed, kom ons kyk nou na Sondag 8.
Ek wil nou net hier kom ons doen eers die vragies en dan kyk ons net so 'n bietjie weer na die katekisme self. Kom ons kyk 'n bietjie. Het julle julle boekies oop en alles daar? Right. Kom ons vaar daarin. Wat beloof God aan ons? Dit is nou by afdelingkie A se eerste vraag. Wat beloof God aan ons? Lees die verklaring van antwoord 24. Wat beloof God aan ons? Homself. Hy beloof homself. Kom ons kyk nou net 'n bietjie. Wat nou hier belangrik is, hierdie vraagie van oom Attie gaan dalk so 'n bietjie terug, dink ek, na vraag en antwoord 22 toe ook. By vraag en antwoord 22 staan daar, wat moet 'n Christen glo? Alles wat in die evangelie beloof word. Alles wat in die evangelie beloof word. Nou, ek wil graag hê ons moet gou-gou lees dit wat Dominee Attie daar skryf, want dis belangrik. Hy sê, die katekismus is 'n wonderlike eenheid. In vraag 22 is die vraag gestel, wat moet 'n Christen glo? Daarop was die antwoord kort en kragtig, die belofte van die evangelie. OK? Maar wat presies beloof God in die woord? Nou kom ons stop net eers hierso. Wat beloof God in die woord? Kom ons dink aan vraag 22. Wat moet 'n Christen glo? Alles wat die evangelie beloof. So God beloof in die evangelie. Wat beloof hy in die evangelie? Kom ons sê so. Wat is die inhoud van die evangelie? Hoe kan ons die inhoud van die evangelie opsom? Met die 12 artikels. So, in die 12 artikels moet ons iets van daai evangelie belofte hê, want ons moet glo wat God in die evangelie beloof, en die 12 artikels is 'n opsomming van die evangelie. Dus, ons moet iets van die belofte van die evangelie in die 12 artikels kry. Nou is die vraag, waaroor gaan die 12 artikels? Wat ons glo. Ja, en wat is dit wat ons glo? God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daar sê hy, God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dis wat beloof word in die evangelie. God beloof homself in die evangelie. Ja, ek wil hê ons moet 'n prentjie daarvan teken. Nou, ons gaan nou die prentjie teken. Ek wil net hierdie sê gou-gou. Ons kan amper sê die 12 artikels beloof God homself. Hy beloof dat daar 'n kerk gaan wees. Hy beloof dat hulle sondes vergewe gaan wees en dat hulle die opstanding en die ewige lewe het. Dis wat God beloof, maar daai kerk en daai vergifnis en daai opstanding en daai ewige lewe kan nie daar wees as God hom nie self beloof nie. Maak dit sin? Nou kom ons teken gou-gou 'n prentjie daarvan. Ek wil julle moet so 'n keer maak julle Bybels oop by Genesis 17. Okay. Kom ons dink nou, moet julle saam met my dink. Soos nou Genesis 1. Genesis 1 tot 2. God se goeie skepping. Hierso is Adam en Eva. Okay, nou.
het Adam en Eva geleef, en ons kan ook sê, daar in die tuin, hier, was God ook. Ja? Van die lees daar. Van die lees. Ja. Ok, moet ek toch net van oopmaak. Ek dink aan die sit, jy sommer vir ons net hierso. Okay. Waar is hy? Okay, so Andile, ek gaan nou net aangaan want ons is besig om met die rekord so. Okay. Waar is hy? So wat nou belangrik is wat ons hier moet raak sien, is ons het hierdie skepping van God, Genesis 1 en 2, en is God se goeie skepping. Okay? Adam en Eva is hier, God is hier. Okay? Nou, daai God wat hier is in die begin, in die tuin, is in 'n verhouding met Adam en Eva. Nee, hoe weet ons dit dat hulle in 'n verhouding is met Adam en Eva? Hulle, oom Attie het al dit gepraat in die boek. Hy het gesê in Hosea 6 vers 7, daar was 'n verbond. Nou, hier's 'n verbondverhouding. Hosea 6 vers 7 sê dit. Hosea 6 vers 7 sê, hier's 'n verbond. Okay, so hier's 'n verbondsverhouding wat daar is tussen God en Adam en Eva. Okay. Nog iets wat vir ons sê dat hier 'n verhouding is. Kom ons dink nog 'n bietjie. Wat sê vir ons nog daar is 'n verhouding? Hulle is dan die beeld van God gemaak, né? Die beeld van God. En dit sê, hulle is kinders. Hulle is kinders van God. Nee, want kinders van God, en die ons is nou daar so by Sondag 8. Sondag 8. So, kinders, as jy beeld van God is ons ook 'n kind van God. Hè? Want, like Vader, like Son. Nee, as ons soos God is, as ons hom uitbeeld, dan beteken dit ook, ons is kinders van God. Daar's 'n vader-kind verhouding. En dis hoe dit was hier voor die skepping. Nou, ons is in 'n verbond met God, ons is beeld van God, kinders van God. Wat nog hier so is, wat ons raak sien, in Genesis 3 vers 8, God wandel hier. God wandel daar in die tuin. En daai wandel beteken, oral waar ons sien van God wat wandel, beteken dit, God leef in 'n verhouding. Hy's in 'n verhouding met ons. Nee? Wandel is 'n manier om te praat van, God is in 'n verhouding met ons. Nee, is twee wat saam wandel. Maak dit sin? Okay, nou gebeur die sondeval. Genesis 3. Genesis 3 se sondeval gebeur. En wat moet gebeur? Die mens moet uit die tuin. Dis hulle nou uit die tuin. En wat baie erg is, ons teken dit nou nog so aan. Ons teken dit op. Wat baie erg is, nou staan ons almal van nature onder die oordeel van God. Ons maak dit so. Soos oordeel. Okay. Nou sien julle, hier was verhouding met God, sondeval, buite die tuin, onder die oordeel van God. Maak dit sin, Marie? Okay. Onder die oordeel van God. Nie meer in 'n verhouding met God.
So hierdie is nie meer verhouding nie. Okay? Dis die krisis. En nou gaan ons uiteindelik hel toe. Nou, weg van God. So dit is die groot probleem. In verhouding met God, sonde, nie meer in verhouding met God nie, weg van God. Maar nou beloof die Here, hy beloof nou, binne in hierdie krisis in, beloof hy 'n verlosser. Hy beloof vir ons Jesus. En wat maak Jesus? Wat leer ons by Sondag 5 en 6? Wat maak Jesus? Hy betaal. Hy betaal vir die sondeskuld, want hy is waarlik God en waarlik mens. Hy kan betaal. En wanneer ons in Jesus glo, Sondag 7, wanneer ons in Jesus glo, dan betaal hy ook vir my. Okay, en dan herstel die verhouding. Dan het ons weer God. God beloof hom in die evangelie. Dis die groot belofte van die evangelie. God beloof homself. Ek sal weer met jou in 'n verhouding wees. Okay. Sien jy dit? Lees bietjie vir ons nou daarso Genesis 17. Johannes lees hy so in versie 7. Genesis 17 versie 7. En ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou en hulle geslag as 'n ewige verbond om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Kom ons haal nou uit. Daar in daai versie wil ek nou weet, wat is die belofte? Wat is die belofte? Kom ons haal die belofte daar uit. Hy sal 'n God wees. Hy sal vir ons 'n God wees. Dis die belofte van die verbond. Ek sal vir jou 'n God wees. Nou kyk 'n bietjie as ons nou van daar af aan is. Dan sien jy mens almekaar. Daai woordjies, as mens daai woordjies skryf in die Bybel, ek sal vir jou 'n God wees. Dan sien 'n mens almekaar, is 'n lyntjie deur die Bybel. Kom ons kyk nou. Kom ons kyk. Dis Genesis 17. Nou blaas ons Bybels. Maak nou julle Bybels oop by Levitikus. Genesis, Exodus, Levitikus. En dan gaan ons nou hoofstuk 26 toe. In versie 11. Levitikus 26 versie 11. Het jy hom daar, Marie? Okay, het jy hom aan die lê? Ja. Okay. Kyk 'n bietjie vir ons. Kan jy vir ons versie 12 lees aan die lê? Dan gaan ek Marie, jy lees versie 11, aan die lê lees versie 12. Maar ek wil nou hê Johannes, jy moet jou versie 12 ook byderhand hê, okay? Goed, lees 'n bietjie vir ons Marie versie 11. En ek sal my tabernakel onder julle oprig, en my siel sal van julle geen afskeid hê. Okay, lees versie 12 aan die lê. Ek sal by julle bly en julle God wees, en julle sal my volk wees. Sien julle daai? Ek sal by julle bly en vir julle 'n God wees. Daar sien ons hom weer, daai belofte. Okay? Maar kyk net 'n bietjie, hoe klink hy by jou Johannes? En ek sal in jou midde wandel. Ek sal in jou midde wandel. Sien jy, daar's die woordjie weer terug. In Genesis 3 het God by hulle gewandel in die tuin. Nou daai vertaling het die wandel nou gemaak, ek sal by hulle bly. Nou, maar die woordjies met wandel, so kyk, sien julle wat kry ons nou hierso? Soos die geskiedenis nou aangaan, nou is ons uit die tuin uit. In die sonde, maar God begin dadelik mos hier reg na die sondeval maak is sy eerste belofte. Wat is daai belofte nou weer? Die moederbelofte. Okay, so gaan die beloftes nou aan, gaan dit aan. Nou, in Genesis 17, vers 7, kry ons die belofte van, ek sal vir jou God wees. Dan kry ons hom in Levitikus, hoofstuk 26, vers 11, ek sal vir jou God wees, en jy sal vir jou volk wees. En die Here sê, ek sal my tabernakel onder julle oprig. Wat sit nou? Ek sal my tabernakel onder julle oprig. Wat is die tabernakel nou weer? Die tempel. Dit was die tempel, maar toe nog 'n tent. Ja. Ek sal my tabernakel daar oprig, en al die goeders wat daar by die tabernakel is sê, kyk, die Here is weer by ons. Okay? Maar daar moet ook offers gebeur, né? Want dit is 'n prentjie van Jesus wat die skuld betaal. Okay, en dis hoe God by ons kan wees. Hy beloof homself. Hy beloof homself.
OK. En dan kyk 'n bietjie nou, lees 'n mens aan. Levitikus 26 het ons dit nou gesien. Ek sal vir julle God wees, ek sal by julle bly. Nou lees 'n mens aan en dan gaan 'n mens deur die geskiedenis, dan kom 'n mens by koning Dawid. Kyk 'n bietjie na 2 Samuel 7. Samuel 7. Ons lees daar by versie 11. Nee, versie 12. OK, ek sal lees versie 12. Marie, jy versie 13, Andile 14, Johannes 15, dan lees ek weer 16. Hoor nou 'n bietjie of ons weer daai soort woorde hoor van ek sal vir jou 'n God wees. Kom ons kyk 'n bietjie. Ja, 7, 2 Samuel 7. Kom ons kyk 'n bietjie versie 12 gaan ek nou lees, nê. Nee. So, as jou dae vol is nou die profeet Nathan wat met Dawid nou praat. As jou dae vol is en jy met jou vaders ontslaap, sal ek jou nakomeling wat uit jou liggaam is, sal voortkom, laat optree en sy koningskap bevestig. So die Here beloof nou vir Dawid, jy gaan 'n seun hê en hy gaan ook koning wees. OK, versie 13, Marie. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koninklike troon bevestig tot in ewigheid. OK, vers 14, Andile. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. As hy ontrou is, sal ek mense gebruik om hom te straf, om te kastei. OK, daar hoor ons nou, hoor 'n bietjie daai wat Andile gelees het. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. sien julle weer daai ding? By Genesis 17 is ek sal vir jou 'n God wees. Levitikus 26 ek sal vir jou God wees. Hier as hy met Dawid 'n verbond maak, sê ek sal vir jou 'n vader wees. sien julle dit? Nee, ek sal vir jou 'n vader wees. OK? En dis natuurlik Jesus, sien ons nou, van Dawid af met ons zoeps na Jesus toe gaan. Jesus is die een vir wie God die Vader is. En hy is die Seun. En as ons deur 'n ware geloof in Jesus ingelyf is, wat word ons? Kinders. Dan word hy vir ons 'n Vader en ons sy kinders. Nou hierdie storie gaan die hele tyd so aan. Kom ons lees 'n bietjie na Jeremia 31 toe. Kom ons blaai sin toe. Jeremia 31. Jeremia 31 versie 31. Vrek, ek moet nou net by die regte plek kom. Ek is nou by Spreuke. Jeremia 31. OK, kyk nou daarso. Jeremia 31 versie versie 31. OK? Johannes, begin jy vir ons lees. Lees jy vers 31 van Jeremia 31. Ek lees vers 32, Marie 33, Andile 34. OK? Kyk, daar kom daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Jakob 'n nuwe verbond sal sluit. OK, nou praat hy van 'n nuwe verbond. Hy het met Abraham 'n verbond gemaak by die Sinaï berg. Toe hulle uit Egipte land uitkom, sluit hy ook 'n verbond en dis waarvan ons lees daar by Levitikus. En nou is ons by Jeremia 31 kom en hoor ons van 'n nuwe verbond, soos gaan nou meer leer oor dit. OK? Dan staan nog: Nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. So hierdie nuwe verbond is anders as die een wat die Here gesluit het daar by Sinaï, toe hy gesê het bou die tabernakel en al daai goed. Dit gaan nie wees. Dan sê hy: my verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Here. Nou daai gebieder beteken ook, kan ons sê, alhoewel ek hulle man was. Want Israel is soos 'n vrou. Maar Israel was ontrou. Nee, daar was 'n verhouding tussen die Here en Israel. Daar was 'n verbond. Sê, ek sal jou man wees. Jy moet my vrou wees. Nee? Ek beloof myself vir jou. Wat maak Israel toe? Toe gaan hulle agter ander gode aan. Hulle breek daai huwelik. Hulle verwoes daai verbond. Nou toe kom die Here se straf en nou sal hulle in ballingskap, as ons hier in Jeremia 31 is. Nou kom die Here in sy genade, hy sê ek gaan nou 'n nuwe verbond maak. Ek gaan 'n nuwe een maak. OK?
Okay? Kyk 'n bietjie Marie, wat sê vers 33? Maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek die Here. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte. En ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Daar is weer daai woordjies. Ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my volk wees. Maar nou gaan daar iets anders gebeur. Die Here sê ek gaan my wet op hulle harte skryf. Ek gaan die wedergeboorte gee. Nee, ek gaan vir hulle ander nuwe harte gee. Toe daai by Sinaï was dit die 2 kliptafels. Maar dit staan daar buite jou en dit sê, doen hierdie goeders. Ons kan nie dit doen nie, want ons is harte van nature. Wat leer ons by Sondag 2? Ons haat God en ons haat ons naaste. Dit is wat daai wet sê. Jy moet die Here jou God lief hê en jy moet jou naaste lief hê, maar ons kry dit nie reg nie. En nou sê die Here, maar ek gaan julle 'n ander hart gee. En dan gaan julle met my in 'n verhouding kom, ek gaan julle God wees en julle sal van my volk wees. Okay, die nuwe verbond. Okay? Lees 'n bietjie vers 34 aan Dielie. En man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer verhoor. Jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien, klein en groot sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Okay. Die Here sal ook sondes vergewe daar. Nou wat interessant is aan die jou Bybel sê daar, moet die Here dien. Hierso, myne sê ken. Dis baie interessante woord daai, ken. Daai woordjie ken. Soos mens dit skryf in die Bybel. Ja daar. Nee. Ja, daar is reg om in 'n verhouding te ken. God sê ek sal hulle ken en hulle sal my ken. Die verhouding gaan weer reg wees. Kom want ek vergewe hulle sondes. En ek maak hulle harte reg. En dan kan ons weer in 'n verhouding met mekaar. Sien wat 'n wonderlike ding doen God. Hy beloof homself aan mekaar. Ek gaan weer met julle in 'n verhouding wees en ek gaan sorg dat hierdie verhouding kan werk. Ek gee vir hulle nuwe harte, ek vat julle sondes weg. Al sulke goeders. Okay? En dan uiteindelik as ons by die Nuwe Testament kom ons kyk nou 'n bietjie, kom ons bly na Matteus toe. Matteus 26. Matteus 26 en ons gaan daar by versie 22 daar rond. By versie 26. Versie 26. Matteus 26 vers 26. Kyk nou. Nou amper net hier so stop. Okay, Matteus 26 vers 26. Johannes lees bietjie vir ons, vers 26. 26. Ja. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Okay. Toe neem hy die beker nadat hy gedank het en gee dit aan hulle en sê: "Drink almal daaruit." Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Daai testament kan ons sê ook is verbond, die nuwe verbond. Dit is die bloed van my nuwe verbond. Dis nie 'n beloof die Here. Kyk nou as mens nou nagmaal hou. Wat kry mens? Mens kry brood en mens kry die beker en die wyn. En dis God wat dit gee, dis simbolies van God wat homself vir jou gee. Sodat daar die sondes vergewe kan word en daar 'n nuwe verbond kan wees. Maak dit sin vir julle? Okay. So dis belangrik wat ons daar moet raak sien. En kyk nou as mens reg aan die einde van die Bybel oopmaak, Openbaring 21. Kyk 'n bietjie, kom ons lees versie 1 tot 3. Marie, lees jy sommer vir ons? Ek kan nie onthou wie het nou laas gelees nie. Andile, lees jy vir ons vers 1 van Openbaring 21 vers 1 en dan Johannes vers 2, ek vers 3. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien,
Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see het nie meer bestaan nie. Okay. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem sien neerdal van God uit die hemel, toe berei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Okay? En ek sal by hulle woon en hulle sal sy volk, of hy sal by hulle woon en hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Ha! Daai die storie klaar. So kyk nou hierso loop die storie, né? Hier in die begin, verbond, God is by die mense, hulle is in verhouding met mekaar, sondeval, alles is gebreek, ons staan onder die oordeel, maar God beloof homself. En dan gaan die storie van God wat homself beloof aan die verbond aan, en uiteindelik dan kom ons by die nuwe hemel en aarde. Nee? By die nuwe hemel en aarde. En hoe is dit daar? Die tabernakel van God is by die mense. En God is vir hulle 'n God en hulle is sy volk. Nee. Dis omtrent dieselfde as daai Levitikus wat ons gelees het, né? Openbaring 21 en 22. Sien jy nou loop die storie van die Bybel? Dis die storie van God wat sê, dis reg. Die storie van God wat sê ek wil met hierdie mense in 'n verhouding wees. Ek maak hulle om in 'n verhouding met my te wees. Ons breek dit met die sondeval. Ons staan onder die oordeel van God, maar God kom beloof homself aan ons. En so gaan hierdie geskiedenis aan tot by die kruis waar Jesus kom. God gee homself in Jesus sodat ons weer met God in 'n verhouding kan wees. En dan uiteindelik op die nuwe hemel en aarde is ons by God. Nou, en God is by ons en die trane is afgedroog en daar is die storie op sy hoogtepunt. Sien jy nou loop die storie van die Bybel, maak dit vir julle sin? Okay, so dis daai vragie wat ons nou gedoen het. Ons net hier so sit hier. Kyk nou 'n bietjie daai vragie sê. Andile ek sal vir so 'n boekie kry hoor. Kom ons kyk net wat sê die vragie. Die vragie sê, wat beloof God aan ons en julle het nou baie mooi geantwoord. God het om vir ons homself aan ons beloof. Ek sê, hey luister, julle het die verhouding verbreek. Julle staan nou met my oordeel, maar uit liefde gee ek myself weer vir julle. Okay. En dan is dit die belofte van die evangelie. En in die 12 artikels word daai belofte van die evangelie opgestaan. Ek glo in God die Vader, ek glo in God die Seun, ek glo in God die Heilige Gees. Okay, maak dit sin vir julle? Okay. Nou kyk vragie 2. Watter 2 woorde hoor jy in die woord drie-eenheid? Wat sê hierdie 2 woorde vir ons van God? Wat se 2 woorde hoor jy in drie-eenheid? 3. Jy hoor 3 en 1. Nou, okay. So wat sê dit vir ons oor God? Het is 3 persone, maar tog is daar net 1 God. 3 persone in die een God. 3 persone in die een God. Kyk, dit is baie belangrik. Kyk, dit is 'n baie belangrike openbaring van God. Daar's 3 persone in een God. Okay. Een God, 3 persone. Dalk kan ons dit so maak. Okay. So, die 3 persone, een God. Okay. Nou elke prentjie wat ons hiervan teken is 'n kolossale ramp eintlik, nee. Hoe op aarde kan ons dit ooit eintlik met ons koppe verstaan? Nee. Maar 3 persone, een God, is baie belangrik. Baie belangrik. En die hele skepping werk so. As ons as mens beeld van God is,
dan is ons een mensdom, ons is almal een mens, selfde bloed loop in ons is een mens, verskillende persone. Nee, want ons is saam die beeld van God. Net soos wat God, een God is, verskillende persone. OK. Right, kom ons kyk 'n bietjie. Hoeveel maal lees jy die woord ons in antwoord 24? 3 keer. 3 keer, né? Kom ons kyk 'n bietjie daar. Hoe word hierdie artikels ingedeel? In 3 dele. Die eerste handel oor God die Vader en ons skepping. Die tweede oor God die Seun en ons verlossing. Die derde oor God die Heilige Gees en ons heiligmaking. Nou, net 'n bietjie kyk hoe laat sit nou. Ons sit daarom nog so 15 minute. Goed. Ek wil gou hierdie net sê ook, né? Kom ons doen eers vragie 4. Hoe weet jy dat God 3 onderskeie persone is en tog net een God? Waar het God homself so geopenbaar? Volgens antwoord 25. Wat sê jy, Marie? God het homself so in die woord geopenbaar. God openbaar homself so in die woord. Dat ons een God het in wie daar meer as een persoon is. OK. Waar in die Bybel openbaar die Here hom so? Ek dink ons gaan dit nou so 'n bietjie sien. As ons aangaan daarna afdelingkie B toe. Ek wil net teruggaan daarna na vragie 3 toe, wat praat oor hoeveel maal sien jy lees jy nou die woordjie ons daar by vraag 24. Ek wil net hierdie gou sê. Beteken dit as daar staan, die eerste deel van die ons 12 artikels handel oor God, die Vader en ons skepping, beteken dit dat die Heilige Gees en die Seun eintlik nie daarbey betrokke is? Nee, die Heilige Gees en die Seun is by die skepping betrokke. God skep deur die Seun en deur die Gees. Nou, maar God is eintlik kan ons sê die hoofpersoon by die skepping. Nou, maar hy is nie die enigste persoon by die skepping. Hy kan homself ons nie losmaak as dit 'n 3-eenheid is. Hy kan homself ons nie losmaak sê. Okay, julle ouens, ek gaan gou 'n bietjie skep nie. Nee, dis kan nie. Dis altyd een God. Nee. Okay. Nou by die verlossing beteken dit die Vader en die Heilige Gees is nie daar nie, is net die Seun. Nee, want die Vader stuur die Seun om te gaan verlos. En die Heilige Gees, hy word gesalf van die Heilige Gees en die Heilige Gees dryf hom tot aan die kruis. OK? En die Heilige Gees in ons heiligmaking beteken dit nou dat die Vader en die Seun eintlik nie betrokke is by ons heiligmaking nie. Nee. Dis net elke keer die hooffokuspersoon, maar die ander is verseker ook daar. OK, en betrokke. OK, want dit is een God. Goed. Nou, kom ons gaan 'n bietjie daarna afdelingkie B toe. Lees Matteus 28 vers 19 en 1 Korintiërs 8 vers 4. Watter een van hierdie tekste leer ons dat daar 3 persone is en watter teks sê dat God een is en dat daar net een God is? Wat sê jy, Johannes? Matteus 28 vers 19 leer ons dat daar 3 persone is en Korintiërs 8 vers 4 sê dat daar net een God is. Ja, een God in wie daar 3 persone is. OK, mooi. Dan vragie 2. Ook in die Ou Testament lees ons van die Heilige Gees en van die Seun. Van wie praat Genesis 1 vers 2? Die Heilige Gees. Ja, nee. En daar was duisternis op die watervloer. Dan sê in die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg. En daar was duisternis op die wêreldvloed. En die Heilige Gees het gesweef daar. Nee? En dan sê God, laat daar lig wees. En dan gaan God deur sy woord en Gees aan die werk om hierdie skitterende skepping te maak. OK, maak dit sin? OK? Wat is die volgende vraagie daar? Van wie word in Psalm 2 vers 7 geskryf? Wanneer daar staan, U is my seun. Oor wie gaan dit? Oor God die Seun. Het gaan oor God die Seun. Het gaan oor Jesus, nee. OK. Ek wil net nog een plekkie vir julle wys en dan moet ons nou stop.
in die Bybel wat vir ons wys, een God meer as een persoon. Kom ons maak ons Bybels oop by Genesis 1. Kyk by Genesis 1 vers 26. OK. Het julle almal die plek tog? Genesis 1 vers 26. Goed, nou moet julle mooi oplet hierso. Kom ons sê sommer Andelie, het jy die plek? Kyk, lees ons versie 26. Nou moet julle mooi oplet hierso wat Andelie nou gaan lees en julle moet saam kyk ook. Wat staan daarso? Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordige, ons beeld sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. OK, hierso is 'n belangrike ding. Daai eerste sinnetjie sê, en God het gesê. OK, wat is die werkwoordjie? Sê. Wie is die onderwerp? God het gesê. God, meervoud, enkelvoud? Enkelvoud, een God. Een God het gesê, wat sê hy? Laat ons, wie sê ons? Ons enkelvoud of meervoud? Meervoud. Enkelvoud God, een God sê, laat ons, mense, wie sê ons? Die drie persone. Vader, Seun en Heilige Gees. Dis om te dink asof hulle in 'n vergadering is en hulle sê, laat ons die een God in wie daar drie persone is, mense maak. Een God, drie persone. Kyk nou as ons na vers 27 toe gaan. Johannes, lees 'n bietjie vir ons vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld en na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Kyk nou so mooi net daarso in vers 26, laat ons mense maak na ons beeld. Hierso na sy beeld, en God het hulle geskaap, die mens geskape na sy beeld, enkelvoud. Sien jy nou werk die meervoud en die enkelvoud en elke keer wil die Here vir ons sê, hey, dink wat jy lees. Dink wat jy lees. Een God, ons, is meer as een persoon. En nou as ons deur die res van die Bybel lees, kom ons eintlik agter, dis Vader, Seun en Heilige Gees. As ons nou net Genesis 1 gehad het, wat sê ons gesê? Een God, meer as een persoon. Ons weet nie hoeveel nie, dalk 1000 persone, ons weet nie hoeveel nie. Maar soos wat ons deur die Bybel lees, kom ons agter 3. Vader, Seun, Heilige Gees. Een God, meer as een persoon. Hoeveel persone? 3 persone. Hierdie God skep ons. Ons word ongehoorsaam aan hierdie God, ons breek ons verhouding met hom. Ons staan onder hierdie God se oordeel, maar hierdie God is ook 'n God van liefde en hy kom in hierdie wêreld en hy gee homself weer aan ons in en deur die werk van sy Seun. Eintlik in die werk van die Vader en die Seun en die Heilige Gees gee God hom aan ons, sodat ons weer in 'n verhouding met hom kan wees. OK, nou daaroor gaan ons nou van volgende keer af meer begin leer. Dan gaan ons nou deur die 12 artikels gaan. Wat glo jy oor God die Vader, wat glo jy oor God die Seun, en so aan gaan ons aangaan. Is dit reg? OK, nou kom ons stop dan daar. Kom ons bid eers. Vader, baie dankie dat ons nou weer in u woord kon wees. Ons bid u Vader dat u met ons sal wees as ons van hier af verder gaan. Maar bo alles, Here, wil u gee dat ons al hoe meer sal sien hoe u uself vir ons gee. En dat dit ons vol sal maak met ontzag vir u. En dat dit by ons geloof sal opwek. Dat ons in u sal glo, Here Jesus. Ons bid dit alles in u naam. Amen.